Toe ek in hoërskool was, ek moes fietsry skool toe. My 2 ouer broers moes ook, en ek is nou maar seker die derde bedorwe ou brokkie. So, standaard 6, standaard 7 of graad, ek weet nie eens wat die graad is, 8 en 9, pligse trou nog fiets gery, wat ek kan onthou. Somer, winter, reën, maak nie saakie. As ek laat was, het my ma net gesê, onthou, eerder laat is nooit. So dan het ek met my laat sopnat by die skool aangekom, en hulle noem dit liefde. Ek het waardevolle lesse geleer, dankie mamma en pappa. So jy staan dit 8-9 toe, ek nie meer lus vir die storie nie. In die winter is dit te koud, dan kom jy met gevriesde hande uit en jy is nou net te cool om nat by die skool aan te kom en anyways. So toe het ons nou gery en het ek nou 'n lift gevang saam met my pa en dan moes ek nou die middag nou weer terugstap huis toe want niemand gaan my kom oplaai nie, so dan moes ek nou maar stap. So wat ook okay was, want dit is fantastiese tyd saam met my en die Here. Maar hier is die ding, ons het so verby Fairtrees gery en daar's daai watertjies mos nou so aan die kant is daar van Fairtrees. In die somer is dit droog en dor en dit lyk soos eintlik maar net vieslik en kom winter en die reën, raak dit groen en dan kom die varkore. En dan het hulle so gestaan. En vir een of ander rede het ek altyd as ek daai gesien het, as 'n skoolkind het ek daai lelies gesien en dan het my laat dink aan hierdie skrifgedeelte. Die Here wat die lelies, die veld aantrek met lelies. En ek wil vir jou sê, weer eens, waar fokus jy, waar kyk jy, maar mag jy elke keer, soos weer eens seker die ouer generasie wat dit love om die blomme te gaan afneem. Mag jy elke keer wanneer jy 'n mooi plant of 'n mooi blom of 'n mooi ding sien in die veld, mag dit 'n reminder wees van die Here wat sê, ek sal jou bekleë.